Bande brand by skole reg oor die land. En dit is 'n baie gepaste simbool vir wat aangaan in die land se onderwys as 'n geheel. Meeste van u het seker reeds hierdie video gesien waar die pad versper word. Die van u wat nog nie kans gehad het om te kyk nie, kyk gerus, die volle storie volg. We are saying we are fighting for the dignity of a black child. We are not playing. Liteng or liteng, ares by. Soos uit hierdie video afgelei kan word, is die skuldiges wat die bande hier brand, ouers wat ongelukkig is oor die situasie dat hul kinders nie toelating gekry het by Hoërskool Akasia nie. En daarom versper hulle die pad met die brandende bande sodat onderwysers en ouers van leerlinge nie by die skool kan inkom nie. Nadat ek hieroor uitgevra het op my Facebookblad, is ek gekontak deur 'n redelike senior persoon wat hoogop is by die departement van onderwys. En hy het vir my 'n groot klomp uiters skokkende dinge vertel wat deur bitter min mense geweet word, wat ek met u in hierdie video gaan deel, en uit vrees dat hy sy werk kan verloor het hierdie persoon my gevra om anoniem te bly. Voordat ons begin wil ek u elkeen uitnooi om hierdie kanaal op al die sosiale platforme waar u hierdie video sien te volg of te subscribe vir meer soortgelyke video's wat inligting weergee waarby u baat sal vind. En om hierdie video so ver as moontlik te deel. Dit is die enigste manier hoe inligting kan versprei, is as u dit deel. Verder kan u gerus ook op ons WhatsApp groepe klim om op hoogte gehou te word van al die werk wat die Willem Petzer groep doen. Dit is baie maklik om aan te sluit. Stuur net die naam en van op WhatsApp na die Willem Petzer groep se amptelike nommer. Dit is 064 545 9047. 064 545 9047. Die nommer sal ook in die kommentare gedeel word. Om te begin wil ek noem dat die Hoërskool Akasia nog 'n Afrikaanse naam het, maar anders as wat ek gedink het, het die skool geen meer Afrikaanse klasse nie. En die hoeveelheid blanke kinders wat nog daar in die skool is, kan op een hand afgetel word. Hoërskool Akasia het dus reeds dieselfde pad geloop as wat elke ander skool loop wat dubbelmedium word. Die verlede het vir ons gewys dat wanneer 'n Afrikaanse skool dubbelmedium word daardie skool se doodsertifikaat op dieselfde dag nog onderteken. Hoërskool Akasia is net 'n voorbeeld van die proses wat homself oor en oor herhaal in ons land. Die skool word dubbelmedium en daar word gewoonlik as 'n eerste stap 'n klein minderheid Engelse klasse by daardie skool aangebied. Daarna word hierdie klasse gevul met 'n groep kinders wat nie dieselfde norme en waardes dra van die res van die kinders in daardie skool nie. Hierdie kinders versteur dan die gesonde leeromgewing so erg dat geen Afrikaners meer hul kinders by daardie skool wil inskryf nie. 'n Voorbeeld hiervan wat ons reeds jare gelede op hierdie kanaal bespreek het, was die verkrachtingskwessies by Hoërskool Riebeeck in Randfontein, waar die sogenaamde Engelse kinders na bewering bendes gevorm het wat meisies by die skool begin seksueel teister het. Die uiteinde hiervan is dat die skool stelselmatig val omdat al hoe minder Afrikaanse kinders inskryf en al hoe meer klasse gevul word met sogenaamde Engelse kinders. Sodra hierdie sogenaamde Engelse kinders 'n groot genoeg groep word, versnel die verval eksponensieel en die skool eindig op om, soos in hierdie geval, 'n enkel medium Engelse skool te word wat 'n Afrikaanse naam nog dra. 'n Ander voorbeeld van waar hierdie gebeur het is die ou Hoërskool Haai Verwoerd, wat vir baie jare lank reeds 'n Engelse skool met geen Afrikaners was nie, toe dit uiteindelik 'n baie meer gepaste naam gekry het, Rhietondale Secondary. Volgens my bron by die Departement van Onderwys is daar nog net 2 van die eens 14 Afrikaanse skole oor, noord van die Magaliesberg in Pretoria. Die res is of dubbelmedium skole wat almal besig is om dieselfde pad as die voorheen genoemde tendens te stap, op diverse grade van totale verval, of hulle is reeds heeltemal vir Engels en Engelsmedium skole. Die uiteinde hiervan is dat dit ongelooflik moeilik is om vir al die Afrikaanse kinders in die noorde van Pretoria, 'n area wat nog steeds oorwegend blank en Afrikaans is, plekke in enige skool te kry wat nog Afrikaanse klasse aanbied. Die paar goeie mense wat nog ons mense en ons taal goedgesind is wat werk by die Departement van Onderwys, het regtig hulle hande vol om te probeer help. Ons sal later in die video die hele probleem in baie meer detail bestudeer. Dit was tot op hede nog moontlik vir beheerliggame om terug te veg teen die aanslag van die departement en te keer dat hulle skole dubbelmedium word
en die voorheen beskrewe verval te ondergaan. Maar die Bela-wet wat geskryf is met die spesifieke doel om die mag van die ouers af weg te neem en die tande van die beheerliggame te trek sodat die staat die volle mag het om te verander en te besluit oor skole wat hulle wil, het hierdie situasie drasties verander. Dit is hartseer dat die DA, wat die enigste party was wat werklik die mag gehad het om Bella te stop, en ook die rede is dat organisasies soos die Solidariteit-beweging wat voorheen as verregse randfigure beskou is, deur die algemene Suid-Afrikaner 'n sitplek by die tafel kon kry om aan die gesprek deel te neem, geen impak gemaak het op die Bella-wetgewing om dit te stop nie. Ten spyte van al die geraas wat hulle eerstens daaroor gemaak het. Ek som kortliks vir u op wat by die sogenaamde Nedlac-onderhandelings gebeur het, waar verskeie organisasies en partye aan gesprekke deelgeneem het rakende die Bela-wetgewing. Daar is besluit en ooreengekom dat die aanbeveling aan president Ramaphosa gestuur word om sekere seksies van die Bela-wetgewing wat handel oor die taalbeleid van skole uit te stel. Hierdie aanbevelings is aan Ramaphosa gestuur, maar hy het eenvoudig gesê dat die partye wat aan die besprekings deelgeneem het geen mandaat gehad om enige amptelike besluite te neem nie. Daarom het Ramaphosa die wet onmiddellik gepromulgeer, wat beteken dat die voorgestelde Bela-wetgewing nou deel vorm van die land se wetgewing. Die ergste wat daar gebeur het, is dat die minister van onderwys, Angie Motshekga, wat 'n DA-lid is en deur die DA aangestel is, maar eintlik van die begin af kommerwekkend pro-Bela en anti-Afrikaans was, die wette onderteken het sonder om enige vorm van teenstand te toon. Dit was nodig vir die minister om die wet ook te onderteken, en sy het die mag gehad om ernstige teenstand te bied, maar sy het gekies om dit nie te doen nie. Dit laat ernstige vrae oor of die DA se openbare uitsprake slegs oorverblindery is, en of die DA in die toekoms dieselfde pad gaan loop met ander besluite, wat sal beteken dat die DA se enigste funksie binne die sogenaamde regering van nasionale eenheid koalisie is om vir die ANC genoeg setels te gee om die land alleen te regeer soos hulle wil en om die ANC aan bewind te hou sodat hulle eie ANC-ideologie en ANC-besluite kan deurvoer na hartelus. My bron by die departement van onderwys vertel vir my dat hulle verskeie Afrikaner kinders in die noorde van Pretoria wat nou drasties te min Afrikaanse skole het, vir die hoeveelheid kinders wat nog moet skool toe gaan en daar bly, moes help om plek te kry in 'n Afrikaanse klas by enige skool wat nog Afrikaanse klasse aanbied. In baie van die gevalle moes hulle gaan aanklop by skool na skool en weggewys word as gevolg van tekort aan plek, totdat hulle uiteindelik plek kry by 'n skool wat meer as 'n uur se ry weg is van hulle tuistes af. In baie gevalle het die ouers van die kinders eenvoudig nie die geld om so ver rond te ry nie, en daarom sit dit ons eie mense in 'n astronomiese verknorsing. Daar is eenvoudig nie meer genoeg Afrikaanse skole vir die Afrikaanse kinders in hierdie land nie. Dit wat hier gebeur is nou per definisie sistematiese onderdrukking, 'n term wat die linkse so lief voor is om te gebruik reg oor die wêreld. Die laaste vraag is: waarom is dit vir die regering so belangrik om Afrikaanse skole te vernietig? Dit is tog so dat daar in 2019 24.963 openbare skole was vir net 11.8 miljoen leerlinge. Baie van die skole het teen hierdie tyd reeds teen gronde gegaan in die afgelope 6 jaar en vandag is daar al meer as 13 miljoen leerders wat na minder as 22.000 skole toe moet gaan. En van al die skole is maar net 5% Afrikaans. Dit is tog onmoontlik dat daardie 5% van skole, as hulle oopgemaak word om alle tale te akkommodeer, eers 'n halwe druppel in die emmer van die tekort aan skole in hierdie land te wees. Waarom maak hulle nie eerder die skole wat dingsfunksioneel is reg of bou nuwe skole nie? Suid-Afrika het tog een van die grootste begrotings vir onderwys ter wêreld, maar as gevolg van korrupsie en onbevoegdheid is Suid-Afrika op meeste gerespekteerde lyste heel laaste in prestasie vir wetenskap en wiskunde. Die twee belangrikste vakke wat kinders geleer kan word vir enige land om vooruitstrewend te raak in die toekoms. Kinders is tog die toekoms van 'n land en wat die kinders geleer word gaan bepaal of daai land vooruitstrewend is of nie. Die antwoord op hierdie vraag is eenvoudig kwaadwillige jaloesie. Omdat die regering dit nie kan vat dat mense wat anders as hulle lyk beter as die wat soos hulle lyk presteer nie,
haat hulle die mense wat anders lyk so baie, dat hulle eerder al hulle hulpbronne sal gebruik om daardie mense te vernietig en af te trek tot op hulle eie vlak, as wat hulle enige hulpbronne sal gebruik om die mense wat wel soos hulle lyk op te bou. En soos voorheen verduidelik, is die DA nou besig om hulle by te staan in hierdie veldtog. As die DA enigstens wil hoop hê om te groei, sal hulle baie ernstig moet besin oor hoe hulle die mense wat vir hulle stem behandel. Onthou asseblief om by die Willem Petzer groep se WhatsApp aan te sluit om op hoogte gehou te word van die werk wat ons doen. Dit is baie maklik om aan te sluit. Stuur net die naam en die van op WhatsApp na die Willem Petzer groep se amptelike nommer. Dit is 064 545 9047. Die nommer sal ook in die kommentare hieronder gedeel word. Totsiens, liewe vriende. God seën julle elkeen.